Ek het al baie daaroor gedink, oor wat wysheid nou eintlik sou wees. As jy byvoorbeeld die baie bekende Spreuke lees, word daar gereeld gepraat van die wyse aan die een kant en die dwaase aan die ander kant ensovoorts. En ek het baie daaroor gedink en ek wonder of ek kan sê ek sluit aan by wat in Prediker 2 vers 12 gesê is. Hy sê daar, ek het goed nagedink om vas te stel wat dit is om wysheid te hê of om nie wysheid en kennis te hê nie. Nou die verwysing na kennis saam met wysheid teenoor dwaasheid gee vir my die sleutel wat ek dink wysheid eintlik wil wees. Maar goed, kom ons kyk 'n bietjie verder voor ek dit sê. In Spreuke 8 vers 1 tot 3 sê, dit is wysheid self wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie gaan sy staan. Langs die stadspoorte, by die ingange skree sy dit uit. Nou hier word wysheid in die vroulike vorm aangetoon, maar die feit dat wysheid enige plek in die omgewing kan wees. En dan word daar ook iets gesê wat my verder laat dink het oor wat wysheid is, en dit gaan oor kennis en insig wat hier ter sprake is. So, ek glo dat om op 'n eenvoudige manier wysheid te beskryf, is om te sê dat wysheid die vermoë is om kennis met insig te gebruik. Nou, baie mense het kennis oor sekere dinge en hulle moet dit met insig gebruik. Breinchirurg weet baie van die brein. En wanneer hy die brein opereer en hy kom op 'n krisis daaraf, dan moet hy met insig daardie probleem uit sy kennis hanteer. Maar daardie selfde breinchirurg kan daar uitry van die hospitaal se gronde af en oor 'n rooi verkeerslig voor 'n bus inry. Dan sê ons, hoe dwaas. So mense is nie altyd, dink ek, wys nie, maar ook nie altyd dwaas nie. Dit wys hoe jy optree, hoe jy jou kennis kan gebruik of nie gebruik nie. Daarom dink ek, ons het kennis nodig en daarom moet ons dit met wysheid, met insig gebruik om so wys te kan wees. In Lukas 11 vers 49 staan, daarom met die wysheid van God, en hier word die wysheid van God met 'n hoofletter geskryf in die nuwe vertaling, om iets meer hier te sê as net dit wat jy so met die oog waarneem. Wysheid het gesê, ek sal profete en apostels na hulle toe stuur, maar hulle sal sommige van hulle doodmaak en ander vervolg. So hier word wysheid op 'n hoër vlak aan die mens bekend gemaak. Komende, lyk dit vir my, van God self. Kolossense 1 vers 9 sê, daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. En dan sê hy, waarvoor bid hy vir die Kolossense? Hy sê, ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees, en hier is dit ook met 'n hoofletter geskryf wat wys na die Heilige Gees, die insig en die wysheid wat die Heilige Gees gee, julle sy wil duidelik sal ken. Weereens, insig, kennis en wysheid wat familie van mekaar is en aanskakel by mekaar om die mens werklik te lei na doelgerigte lewe. En daarom kom Jakobus met die gedagte, hy sê as jy die wysheid kort kom, bid dit van God, hy sal dit gee, want hy gee sonder om te verwyd. En ek sluit af met Spreuke 28 vers 11, hy sê daar 'n ryk man kan dink, hy het die wysheid in pag, maar 'n arme mens met insig sien deur hom. Kom ons wees dankbaar vir ons kennis, maar kom ons wees ook versigtig dat die kennis wat ons gebruik, ons na wysheid gaan lei. En loop mooi.